Hierdie is nou graad 9 faktorisering. Ek haat die pen wat so tap, tap, tap. Eendag gaan ek my nuwe tablet koop wat 'n sagte pen kan vat. Faktoriseer. Ok, ek gaan nie nou my faktorgrappie vertel nie, Ja. maar jy onthou hom. Ja. Faktorisering werk met deling. As jy daai woordjie sien in 'n toets of in 'n vraestel of wat ook al, moet daai prentjie onmiddellik by jou kop opkom. Dis 2 hakkies, hoor. Iets in 'n plus of 'n minus en 'n plus of 'n minus. Dit is die prentjie wat onmiddellik in jou gedagtes moet opkom. As die vraag vir jou vra om te faktoriseer. Die voorbeeld wat ons gaan doen, dit sê 4 en dan in hakkies a plus b minus x kwadraat en dan in hakkies a plus b. OK, onthou asseblief die konvensie, die reël van algebra is ons gebruik kursief. Nie los skryf nie. Dis nie doodsake nie, maar is tog belangrik. Nou, ek sien onmiddellik dit en dit is identies. Ja. Dit beteken ek haal dit uit as my faktor. So ek skryf a plus b. OK, nou hierdie is 'n term, stem jy saam met my? Ja. As ek daai ding uithaal as 'n faktor, beteken dit dat ek nou daai term deel deur daai ding wat ek as 'n faktor uitgehaal het. Ek doen daai deelsom. Okay. Dan wat oorbly is 4. Wat oorbly is 4 en nou skryf ek my hakie. Nou het ek 'n minus tussen hierdie 2 terme, nou skryf ek 'n minus daar neer. Nou is my volgende term is x kwadraat a plus b, nê? Ja. Ek het a plus b uitgehaal as my faktor. A plus b, kanselleer. Wat bly oor? X kwadraat. X kwadraat. En daar het ek gefaktoriseer. Goed? Ja. Daar's 5 basiese maniere van faktorisering. Kan jy onthou wat hulle is? Gemeene faktor. Gemeene faktor. 3 term. Hierdie is basies gemeene faktor. Hierdie voorbeeld is gemeene faktor. 3 term, Gemeene faktor en meer. gemeene faktor en verder, Ag, nee? en Ek dink is verder, gemeene ja. faktor en verder. Gemeene faktor en verder en dan Groepering. groepering. En die maklikste een, die lekker een, hy's easy peasy chop chop, groepering en Iets in vierkante. yes, verskil van vierkante. Verskil van vierkante. Moenie vergeet dat as jy iets het soos wat ons hier gehad het, x kwadraat, wag, kom ek doen gou dit, kom ons skuif gou hierdie, dan wys ek net gou, was dit by verskil van vierkante, kyk altyd uit vir verskil van vierkante. Hier het ons 'n probleem gehad, gaan net weg, gaan asseblief net weg, wat het ek nou weer gedoen? Hier het ons 'n probleem gehad, x kwadraat minus 1 op 3x plus 3, né? Ja. Moenie vergeet, as jy 'n kwadraat sien, wat doen jy? Jy moet werk. As jy 'n kwadraat sien, moet jy vir jouself sê, is dit nie dalk 'n verskil van 4? 'n Kwadraat en 'n negatief. Ander belangrike ding. As jy 'n positief daar het, Dan kan jy nie 'n verskil beteken minus. Ja. As daar 'n minus is, jy verskil van vierkant, né? As jy 'n kwadraat sien, dan moet jy vir jouself sê, het ek nie dalk 'n verskil van vierkant in die o en ja, 1 is 'n vierkantsgetal, Ja. né? Dan sit ek my 2 hakkies x plus minus 1. En hier gaan ek nou 3 uithaal as my faktor, dan bly daar 'n x en daar bly 'n plus 1. En dan kanselleer daai 2 uit. En dan het ek x minus 1 Op 3. op 3. En dit is hoekom jy moet kan faktoriseer. Want hier is nie eintlik, jy gaan nie hierdie som kry as 'n faktorisering som nie. Ja. Maar
jy moet kan faktoriseer om hierdie probleem te kan oplos. Ja. Jy moet dit kan raak sien. Got it? Yes.